Geliefdes, goeiemôre aan almal. En baie welkom by vanoggend se erediens. 'n Baie besonderse, 'n spesiale erediens waar ons ook herdenk dat ons Redder, ons Koning, ons Here wel opgevaar het hemel toe. En geliefdes, ons sal vandag daarby ook 'n bietjie meer in diepte stil staan. Bietjie gaan kyk, maar wat beteken sy hemelvaart vir sy disippels, maar baie belangrik, wat beteken dit vir ons ook so vandag. Maar baie bly dat julle almal hier vandag saam is en dat ons ook so hierdie besonderse tyd saam kan deel. Geliefdes, net 'n paar afkondigings voordat ons begin, hoofsaaklik maar net rakende die tye vir die dienste wat voorlê. So vanaand om 6:30 sal hier weer 'n diens wees. Dit sal 'n herhaling van vanoggend wees, maar ek gaan mooi kyk om te sien wie van julle wel dit ook gaan bywoon. Want dan weet ek julle het baie van die erediens gehou. So ek gaan seker maak wie van julle se 2 keer hierso. En baie kere as 'n mens mos in die kerk kom en 'n mens raak rustig, raak 'n mens bietjie moeg en nou en dan gaan die gedagtes. So dis goed om net weer 'n herhaling daarvan te kry. Maar vanaand om 6:30 sal die diens weer wees. Dan komende Sondag om 9:00 die oggend sal dit ons normale erediens wees en dan Sondag aand begin ons Pinksterreeks. Sondag aand sal om 6:00 begin en dit sal dan herhaal word die volgende oggend om 10:00, maar dan van Maandag tot Donderdag sal die dienste om 6:30 wees. So Sondag aand 6:00, van Maandag tot Donderdag is net 'n halfuur aangeskuif. Vir die wat werk, dat dit net bietjie makliker om hier by die kerk te kom, en dan sal die herhaling elke keer die volgende dag wees om 10:00 die oggend. Dan volgende week Sondag is dit ons Pinksterfees, en ons herinner elkeen van julle om 'n bordjie eetgoed, 'n paar eetappies saam te bring. Ons gaan na verloop van die erediens, gaan ons in die portaal saam kuier. Die van julle wat laas jaar sin bygewoon het, weet daar was heeltemal te veel kos, so ek wil nou nie so ver gaan as om te sê, julle hoef nou nie 'n skaapboutjie in die oond te sit nie, maar daar sal kos vir julle wees, julle hoef nie daarvoor bang te wees. So almal van julle is ook uitgenooi na hierdie geleentheid. Maar geliefdes, 3 afkondigings, kom ons word stil. Ek gaan eers net so 'n paar sekondes gee van stilte, dat ons werklik net ons harte en ons gedagtes op die Here kan fokus. Dan gaan ek vir ons 'n wotum lees en dan gaan ons ook so oorbeweeg in sang. Maar vir nou, kom ons buig ons hoofde in die teenwoordigheid van die Here. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Amen. Geliefdes, genade en vrede en oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Geliefdes, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat ons as vriende en familie, as u kinders, as oorwinnaars deur wat u vir ons gedoen het, vandag hier by mekaar kan wees. Dat ons kan sing en getuig van die waarheid, Here, u het werklik opgevaar. Dankie dat ons ook u naam daardeur kan verheerlik, dat ons ook kan besin oor wat u woord het om vir ons te sê. En ons vra, Here, dat die waarheid wat daarin opgevat is, die waarheid wat vir altyd sal staan, u lewende woord, dat dit sal deurdring tot ons harte, dat ons sal kan sien opnuut wat dit beteken om 'n pad saam met die opgevaarde Here te loop. Dan dra ek ook elkeen wie vandag hier is op aan u, Here. U ken elkeen se pyn, se smart, hulle lyding, onsekerheid oor môre. Hou hulle vas, dat ons altyd sal weet, my Here, ons enigste troos in lewe en in dood is u. U het vir ons die finale prys kom betaal, en daardeur kan ons vandag sê, ons Here leef. Seën ons, Here, hou ons vas, en dat hierdie besonderse dag, hemelvaart, werklik by ons sal bly. Ons prys u naam. Amen.
Geliefdes, daar is sekere oomblikke in 'n mens se lewe waar ons weet, of van nou af gaan dinge nooit weer dieselfde wees. Sekere gebeure of sekere kruispaaie wat na vore kom, wat ons lewe verander, of vir beter of vir slegter. As voorbeeld vir baie mense was dit die heel eerste keer toe julle begin werk het. En ek wil hê julle moet terugdink aan daardie geleentheid, hoe lank nou ook al terug dit mag wees. Julle heel eerste werk, nat agter die ore, nie seker oor wat moet gebeur of waarheen ons moet gaan of hoe hierdie groot menswêreld lyk nie, maar bereid om te werk, dit is ons. Vir ander mense die groot verandering in hulle lewe is toe hulle 'n kind gekry het. Totaal en al onbewus van die veranderinge en die verantwoordelikhede danksy hierdie klein ou bonneltjie liefde. Dan nog nie eens gepraat van die finansiële impak nie. Ek word nou al voorberei vir weet nie hoe lank al besop. 'n Kind kos 'n mens uiters baie. Vir ander mense was dit dalk die dag toe hulle getrou het, voor God en sy gemeente besluit het, maar nie meer durf ek hierdie lewe alleen aan nie. Ek stap saam met iemand, dit gaan oor 'n besluit wat ons gesamentlik neem. Vir ander mense is dit dalk bietjie swaarder, die afsterwe van 'n geliefde. Iemand saam wie 'n mens hoe lank 'n pad gestap het, wat nou nie meer saam ons is nie. Gebeure waar ons nie anders kon as om te sê, maar van daardie dag, van daardie oomblik af, my lewe was nooit weer dieselfde nie. Ek het een van twee keuses gehad toe dit gebeur het, of ek kon vasklou aan die verlede, hoe dinge was, die realiteit nie in die oë te kyk nie, of ek kan myself voorberei vir wat die toekoms my inhou. Vir die disippels van Jesus was sy kruisdood so 'n oomblik gewees. Ons as gemeente het al baie kere tydens Paasgeleenthede stil Saterdag herdenk. Stil Saterdag fokus op die dag na Jesus se kruisiging, so die dag na Goeie Vrydag. En die tema van hierdie spesifieke dag is stilte, rou, onsekerheid, die afwesigheid van Jesus. Want sy disippels was absoluut oortuig daarvan dat hulle vir die res van hulle lewens as toeskouers tot Christus kon lewe. En hier, ewe skielik, word hy gevangene geneem, gekruisig, hy sterf. Daarom het die disippels daardie dag, daardie Saterdag, bloot in stilte verkeer. Onseker oor wat môre gaan gebeur, onseker oor wat hulle nou moet doen, nou dat hulle rabbi nie meer met hulle is nie. Die opwekking was ook so 'n geleentheid gewees wat hulle lewens kon verander het. In die disippels se rou, in hulle verlies, onseker oor wat voorlê, hoor hulle maar nee, hulle rabbi is uit die dood opgewek. Maria wat na die graf toe gaan en die engel wat vir haar sê, maar nee, die persoon wie jy soek is nie hier nie, sy wat terughardloop en die nuus met Petrus en Johannes gaan deel. Baie van die disippels se reaksie toe hulle die nuus gehoor het, moes iets in die lyn wees van, dank die Vader. Hy leef nog. Ons kan terugkeer na hoe dit was. Ons as toeskouers tot die Here Jesus wat aangaan, getuig van die genade en die liefde van God en ons hoef dit bloot net te aanskou. Hoe naïef was hulle nie gewees nie. Hemelvaart was ook so 'n geleentheid gewees, wat die disippels se lewens totaal en al kom verander het. Waar omkeer na dit wat was, nie meer 'n opsie was nie. Die uitdaging vir ons vandag, omdat ons so ver langs afgesonder is van hierdie gebeure, sukkel ons om die groot veranderinge wat hierdie dag na vore te bring, raak te sien. As voorbeeld, as ons vandag die strate sou invaar, en enige iemand wie ons teekom, vra ons vir hulle, wat herdenk Hemelvaart, of wat beteken Ascension Day? Het ek 'n baie goeie gevoel dat meerderheid van hulle sal vir ons 'n antwoord kan gee, iets in die lyn van, maar ja, Jesus het opgevaar hemel toe. En hulle sou dan verwag, maar ons moet op hulle goeie antwoord sê, wonderlik. 10 uit 10 vir julle het dit. Maar dan reageer ons eintlik deur te sê, ja, dis wat gebeur het, maar wat beteken dit? En nee, dit beteken nie hy het opgevaar nie. Wat is die dieper betekenis van Hemelvaart?
Ons is so afgesonder van dit wat in die Bybelse wêreld die vroeë jare gebeur het. Daarom is dienste soos vandag, ons Pinksterreeks wat voorlê, ek wat tyd spandeer met die liturgiese kalender, eintlik baie belangrik. Want dit gee vir ons 'n dieper insig tot die veranderinge wat wel plaasgevind het en hoe ons veronderstel is om nou daarvolgens te lewe. Hemelvaart eerstens moet nie afgesonder word van die ander groot gebeure wat rondom dit plaasvind. Die bedoelende, ons moet eers gaan kyk, maar Jesus is werklik gekruisig, vir ons om 'n dieper verstaan van die hemelvaart te kry. En met gekruisig word daar baie klem en baie waarde opgelê. Dit was 'n historiese gebeurtenis. Dit het werklik gebeur. Soos ek met Sondag se erediens gesê het, 'n inleiding tot Pinkster, maar God se verlossingsplan vir ons as mens lê gewortel in Jesus Christus wat werklik mens was, wat hier op aarde was. Jesus was nie 'n geestelike manifestasie of in die verbeelding van sy volgelinge nie, nee, hy het gelewe. En geliefdes, as ons na die antieke literatuur en die bronne gaan kyk, is Christendom nie die enigste bron wat hiervan getuig nie. Daar's baie ander gelowe en daar's baie ander geskiedenisliteratuur wat getuig van 'n man met die naam Jesus, uit Bethlehem gebore, groot geword in Nasaret, wie 'n groot groep volgelinge gehad het, wie 'n rabbi was, 'n leermeester, wie tot die dood veroordeel was en gekruisig is, hulle getuig daarvan, dit is waar, dit is geskiedkundig. Saam met dit moet ons ook sy opwekking nader, om 'n beter verstaan te kan kry van wat hemelvaart is. Jesus is opgewek uit die dood. Om 'n baie lang storie so kort en kragtig as moontlik op te som, ons het binne ons verhouding met God verkeerd opgetree, die mens as geheel, ons het gesondig. En die loon van hierdie sonde, dit wat nou betaal moet word, is die dood. Hierdie dood is verwysend na om afgesny te wees van God, om 'n gebroke verhouding met God te hê, geen toegang tot die Vader te hê nie. Maar Jesus het in ons plek die prys vir ons kom betaal deur sy kruisiging, 'n prys wat nie eers syne was om te betaal nie, maar deur die genade en die liefde van ons Vader het hy dit gedoen. En nie net het hy dit afbetaal nie, nie net was hy tot die dood veroordeel nie, hy het getriomfeer. Nie eers die dood kon hom onderhou nie. Ons moet Jesus se lewe na sy opwekking ook in ag neem tot die verstaan van sy hemelvaart. Hy het homself bewys aan hoeveel verskillende mense. Handelinge 1 vers 3 sê die volgende: na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. As Jesus bloot na sy opwekking net verdwyn het, niemand het hom gesien nie, en net sy disippels, die handjievol volgelinge, net hulle alleen het getuig, maar nee, Jesus het opgestaan, maar niemand anders het gesien nie, sou die verhaal van Christus doodgeloop het. Niemand sou hierdie handjievol disippels geglo het nie, want geliefdes, ons moet daardie wêreld ook in ag neem. Op 'n gereelde basis het daar mense van buite af ingekom en gesê, hulle die antwoorde, hulle die waarheid, hulle ken die verlosser, hulle doen die, hulle doen daai. Valse verkondigers in daardie bewegings het uitgesterf. So as net die handjievol disippels gesien het, maar Jesus is werklik opgewek en hulle is die enigstes wat daarvan getuig, sou die groter gemeenskap vir hulle gesê het, ag, wat dink julle weet julle? Los ons uit. Maar Jesus het hulle voorgespring. Hy het homself bewys aan meer as 500 mense. As sy opwekking en sy lewe na dit nie histories was nie, sou ons nie vandag hier gesit het nie. Sou ons nie die geleentheid van die hemelvaart herdenk het nie. 1 Korintiërs 15 vers 14 sê,
En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Jesus het nie net bloot opgevaar die hemel toe nie. Hy het nie net op 'n wolk so opgevaar en toe 'n ander wolk nou voor hom inbeweeg en ons kon hom nie meer sien nie, toes dit nou maar die einde van die Here se verhaal nie. Nee. Romeine 8 vers 34 gee vir ons 'n bietjie dieper insig hieroor. Dit sê, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. In ander woorde, Jesus wat opgevaar het hemel toe, is eerstens 'n teken dat dit waarvoor hy aarde toe gekom het, het hy nou voltooi om vir ons sondes te sterf. Maar omdat hy nou opgevaar het hemel toe, beteken dit nie hy is nou klaar met ons nie. Nee. Die teks las by, die teks gaan verder. Dit sê hy sit aan die regterhand van God eerstens en tweedens hy pleit vir ons. Die regterhand van God moet nie letterlik interpreteer word nie. Ek weet baie mense het hierdie prentjie in hulle gedagtes van hierdie troonkamer, hierdie spierwit troonkamer. En nou van God se perspektief af sit hy in die middelste troon. Links voor hom is daar 'n troon vir die Heilige Gees en regs voor hom is daar 'n troon net vir Jesus bedoel. En toe Jesus nou opgevaar het hemel toe, hy het sy werk voltooi, kon hy uiteindelik nou sy sitplek inneem en nou rus hy. Nee. Die regterhand van God kom spreek eintlik van eer, mag, heerskappy. Jesus is bekleed met die hoogste posisie van gesag. In die vroeë nabye Oosterse en Romeinse kultuur was die persoon wie aan die regterhand van die koning gestaan het, ver verhoog bo enige iemand anderste. Hulle het 'n hoër eer en 'n mag en 'n status ontvang. Hulle het volle gesag gehad om tot namens die koning sekere besluite te kon neem. Die koning se regterhand persoon, daar was 'n sekere intimiteit tussen hulle gewees. So as die Bybel vir ons kom sê, maar Jesus sit nou aan die regterhand van God, kom sê dit, Jesus is God gelyk. Nie, Jesus is God nie, want hier raak dit nou baie tegnies, want in die Triniteit weet ons 3 in 1. Maar elkeen van die Triniteit vervul 'n ander rol. Daarom sê ons Jesus is God gelyk. Die Bybel sê, maar hy regeer nou saam met die Vader oor die heelal. Matteus 28 vers 18, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. En dit kom getuig ook dat Jesus se werk as verlosser is nou volbring. Offers is nie meer nodig, soos in die Ou Testamentiese jare nie, want hy het as vlekkelose lam vir ons die finale prys kom betaal. Hy pleit vir ons, die tweede gedeelte, om dit te verduidelik, lees ek vir ons 1 Johannes 2, vers 1, is 'n baie mooi opsomming hiervan. Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Voorspraak is iemand wie namens ons praat, wie vir ons intree, wie vir ons pleit. Ander vertalings gebruik ook die woord advokaat hierso. So in ander woorde, Jesus sit nie net bo in die hemel in rus nie, hy is konstant besig as ons voorspraak om by God in te tree. Of in ander woorde, as ons nog dalk sondig, kom verskeer dit nie die nabyheid wat ons nou saam met God het nie. Nee. Want die Here Jesus Christus, die regverdige, kom staan vir ons in. En hy dra ons saak aan die Vader. En oor sy verlossingsdaad staan ons nie meer veroordeel voor God nie, maar kan ons met vrymoedigheid die Vader intree. Maar dan moet ons ook toekomstige gebeure en beloftes daarvan in ag neem om die Here se hemelvaart beter te kan verstaan, verwys na sy wederkoms. Ek lees vir ons Johannes 14 vers 1 tot 7, dit sê: Julle moenie ontsteld wees nie,
Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook daar kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir die Here, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Baie mense dink hierdie gedeelte praat van Jesus moet nou terug gaan hemel toe en hy moet nou gaan werk. Hy moet ons nou huisies vir ons bou. Hy was so goed in houtwerk. En hy het nou baie huisies om vir almal van ons te bou. Dis hoekom ons nou nog eintlik wag. Nee. Sy bedoeling hier is bloot as hy nie opgevaar het hemel toe nie. As hy nie vir ons pleit by die Vader nie, as hy nie vir ons intree by God nie, sal niemand toegang tot die hemel hê nie. Net soos wat hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. As dit nie vir hy was wat God se verlossingsplan voltooi het nie, sou daar nie vir ons 'n woning in die hemel gewag het nie. So geliefdes, Jesus se hemelvaart behels van soveel meer as bloot hy by die hemel ingevaar het. Dit kom getuig dat hy werklik die Christus is, die een wat aarde toe moes kom, die gesalfde van God, sodat ons nie verlore sou gaan nie. Dit kom getuig van die vlekkelose lam, die een wat sonder sonde was, wat ons loon op homself geneem het en daarvoor gesterf het. Dit kom getuig dat hy nie net daarvoor gesterf het nie, maar hy die finaliteit van die dood het hy verbreek en hy is opgewek. Dit kom getuig dat hy werklik na sy opwekking aan hoeveel verskillende mense verskyn het, en dat hy nie net 'n geestelike verskyning of van hulle verbeelding na vore gekom het nie, hy het werklik geleef. Dit kom getuig dat hy wel sal terugkom. Nog nooit het die Here 'n belofte gebreek nie. Hy sal kom. En nou dat hy opgevaar het, en hy sit aan die regterhand van God, verhewe bo elke gesag en elke mag, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, weet ons, hy pleit vir ons. Hy staan in vir ons. Daar waar ons dalk nog mag kortval. Die vraag dan vir ons vandag, en watter verandering het hierdie na vore gebring rakende die disippels en hulle verhouding met die Here? Vir om en by 3 jaar, party bronne sê 3,5, ons werk met 3 jaar, was Jesus se aardse bediening en sy disippels het saam met hom rondbeweeg. Hulle kon met hom praat, hulle kon vir hom vra, hulle kon aan hom vat. Maar ons moet ook onthou dat hulle hele lewe was rondom Jesus gesentreerd. Hulle het alles gelos, hulle beroepe, hulle families, en hulle het agter die Here aanbeweeg. En baie belangrik, hulle het nie God se groter verlossingsplan deur Jesus Christus ten volle verstaan nie. Hulle was nog onder die indruk, maar dit sou weer terugkeer na hoe dit was. Ons hoef bloot net weer toeskouers te wees saam met die Here. Jesus het vir sy disippels gesê, maar ek gaan julle verlaat. En waarheen ek gaan julle nie kan saamkom nie, waarop Petrus geantwoord het, maar Here, hoekom? Hoekom kan ek nie saam met u gaan nie? Ek lê dan my lewe vir u af. Jesus moes terugkeer hemel toe. Want dit waarvoor hy gestuur is nou voltooi. En die disippels moes laat gaan het. Van dit wat hulle wou gehad het, en hulle moes leer om aan te pas by God se groter plan. Geliefdes, ek dink nie ons het enigstens 'n begrip vir hoe moeilik dit vir sy disippels destyds moes gewees het nie. Ja, hulle was oningelig en hulle het nie verstaan nie, maar dit verander nie die feit dit was vir hulle moeilik nie. Na sy kruisdood het hulle gedink, dis die einde. My Rabbi, my Here, my Verlosser is weg. Wat moet ek nou doen? Waarheen moet ek nou gaan?
En net toe hulle sien, maar nee, my verlosser is nie dood nie, hy lewe, en hulle raak opgewonde, hier vaar die Here die hemel in op. Iets van hulle onvermoë om dit te aanvaar, word opgevang in die gedeelte Handelinge 1, vers 9 tot 11. Ek lees dit graag vir ons, dit sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggegaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat julle af nou na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien, opgaan het. Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hulle staar die wolke in 10 teen 1, besig om nog vas te hou aan die laaste oomblikke wat hulle saam met die fisiese Jesus gehad het. Maar nooit weer sou hulle kon terugkeer na dit wat was nie. En baie belangrik, ons moet ook raak sien, Jesus se hemelvaart is nie 'n vorm van verwerping, of hy wat sy volgelinge alleen gelaat het. Inteendeel, dit is 'n geleentheid vir sy disippels om hulle verhouding met die Here te kom vernuwe. Van sigbare teenwoordigheid tot geloofsvertroue. Voorheen het hulle Jesus se optrede in sy lewe aanskou, sy fisiese teenwoordigheid, dit was tasbaar. Hulle kon daarna kyk, vra daaroor gesels, die lys gaan aan. Nou moet hulle met oortuiging leef van dit wat hulle nie fisies kan sien. Dat Jesus koning is oor die hele skepping, hoog verhewe. Hebreërs 11 vers 1, pragtige gedeelte, albekende gedeelte, sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is hoekom die boek Handelinge, waaruit die albekende hemelvaartverhaal na vore kom, nie eindig met die disippels wat so na die wolke opkyk en hulle begin huil en hulle is mismoedig en hulle kan dit nie meer nie. Nee, dis die eerste hoofstuk in Handelinge. Dit gaan voort. Hulle begin groei en hulle tree met 'n oortuiging op wat nie gedemp kan word nie. Van passiewe toeskouer tot dit wat Jesus gedoen het hier op aarde, tot aktiewe deelnemer, tot dit waartoe hulle geroep is. Jesus het gesterf. Hy is opgewek. Hy het homself bewys aan hoeveel mense. Hy het opgevaar hemel toe. Die belofte van hy sal weer kom is vas. En hy is nou gekroon met die hoogste mag en gesag. En as koning pleit hy steeds vir ons. Dis beteken Jesus se hemelvaart nie skeiding en afstand nie, maar eerder uitbreiding om toegerus te word van sig tot vertroue. Onthou, Jesus was beperk toe hy hier op aarde was tot een dorp, een groepie mense, een gemeenskap met wie hy kon gesels. Hy was tog mens gewees. Deur sy disippels, wat nou met oortuiging glo, is hulle besig om sy verhaal verder te neem. Word die evangelie, die blye boodskap tot die uithoeke van die wêreld versprei. Die disippels het nodig gehad om opnuut te leer, maar die Here is nie nou minder teenwoordig, omdat hy nie fisies by hulle is nie, hy is meer teenwoordig, nou dat hy opgevaar het hemel toe. Dieselfde Jesus, saam wie hulle stofpaaie gekruis het, saam wie hulle brood gebreek het, en gepraat het oor die liefde en die genade van God, is nou koning oor die hemel en die aarde, en hy leef voort in elkeen van hulle. Geliefdes, dieselfde verandering wat in hulle lewens plaasgevind het, dieselfde verandering wat hulle geroep het tot 'n nuwe verhouding met die Here, is in elkeen van ons. Ons het net nodig om 'n besluit te maak, om daarop te reageer. Staan en staar ek dalk nog na die wolke? Bedoelende, leef ons passief
en aanskou ons die Here se werke, wag ons vir sy ingryping, of dat hy weer alles namens ons moet kom doen? Of tree ons daarvan af weg, met 'n nuwe oortuiging, 'n nuwe vertroue, want ons koning leef. Jesus se hemelvaart was nie die laaste paragraaf van sy verhaal nie. Inteendeel, dit was die begin van die volgende hoofstuk, waarin ons sy verhaal nou verder kan vat, bekend kan maak in hierdie gebroke wêreld, wat hy vir ons gedoen het en steeds doen. Die vraag wat ons onsself dan moet afvra is, waar pas ons in God se groter verlossingsplan? Die verhaal wat begin het voor tyd, die geskiedenis deurdring, en eendag alles tot vervulling sal bring met sy wederkoms. Waar staan ons in hierdie plan? Staan ons as passiewe toeskouer, of dalk eerder as aktiewe deelnemer? Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Liewe Here, ons dankie vandag vir die waarheid wat deurdring tot ons harte. Die waarheid wat in die woord opgeskryf staan. Vandag fokus ons op U hemelvaart. Maar Here, ons doen dit nie passief nie. Ons staan nie eenkant en aanskou dit en dan keer ons maar weer terug na ons normale lewe toe nie. Nee. Ons erken vandag, maar ons sien raak die verandering wat na vore kom. Help asseblief dat ons hierdie verandering werklik sal implementeer. Dat ons sal leef as die kinders. Dat ons sal getuig van die waarheid. En dat U verhaal, U oorwinningsverhaal, U koningskap en U wat steeds vir ons pleit, dat ons dit sal verder vat in hierdie gebroke wêreld. Here, met al die pyn en die lyding, die mismoedigheid van vandag, het die wêreld U al hoe meer nodig. Gebruik ons, dat ons dit 'n realiteit sal kan maak. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees, tot in lengte van dae.